Goeiedag en alle seëninge op die lewe. Baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie Here. Ons vertrou die Here weer eens vir 'n goeie dag wat die Here ons gegee het. Amen. Jy sal sien dat wanneer ek praat van hierdie Here, dan is daar ook 'n sin wat ek by dit sit en ek sê dat as dit vir die Here was nie, waar sou ons gewees het? Amen. As dit vir die Here was nie, sou ons nog vandag geleef het. As dit nie vir die Here was nie, sou ons koskaste moontlik vol gewees het. As dit vir die Here was nie, sou ons moontlik nie 'n werk gehad het nie. As dit vir die Here was nie, sou baie dinge nie in plek geval het nie. Nou, ons kan klomp dinge sê vandag in hierdie dag. Ons kan sê dat die Here was vir ons goed en die Here is getrou en ons kan klomp dinge sê, maar ek wil hê dat u moet saam met my 'n skrifgedeelte van Dawid wil jy lees saam met my. Dis in Psalm 124, Psalm 124, and I'm going to move between English en Afrikaans, want dit is waar ons kanaal gaan. Die kanaal gaan rondom Engels en Afrikaans, so ons vertrou die Here dat die Here pragtige bemoediging vir u sal wees. Nou, in Psalm 124, hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, if it had not been for the Lord who was on our side, as dit vir die Here was wat aan ons kant was, nou ek gaan so klein bietjie Anglisisme hier en daar toepas sodat u net die boodskap kan kry, maar in Afrikaans sê as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. Nou he's emphasizing and re-emphasizing because hy wil hê dat Dawid wil hê dat die volk van die Here moet dit bely en hulle moet dit bely in hulle belydenis. Nou hy sê as die volk, wat sê die woord van die Here, hy sê if it hasn't been for the Lord who was on our side, that Israel now say, because he wants them to confess it, they want them to say it. He says if it had not been the Lord who was on our side when men rose against it. Now he's emphasizing and he's revealing and he's opening up exactly what was going up. Hy praat nou en hy sê dat as dit vir die Here was wat ons gehelp het nie, toe die mense ons aangeval het, toe ons werke verloor het, toe ons huise verloor, ons kar verloor, toe ons familie verloor, toe ons ma of ons pa of ons familielid aan die dood moes afstaan, toe ons deur hierdie dal van doodskade weer gaan. Hy sê as die Here my nie gehelp het nie, en hy sê jy moet dit bely, jy moet dit weer sê en sê wat het die Here gedoen. Say what God has done. Confess it. Tell people what God has done. It's important that people hear your testimony, how God has saved you, hoe die Here u deurgedra het. Nou, ek kan praat van hoe die Here my deurgedra het en die Here dra my nog steeds deur, en daar's dag vir dag wat ek weet dat as ek in die oggende wakker skrik, dan weet ek dit was die Here. I know it was God. I just know this was God. Dit was die Here, en ek kan nie, geen mens kan ek sê dat al die ere kom julle toe of al die eer kom daai persoon toe. Die ere kom die Here toe. En dan praat hy verskillende tipe waters. Hy praat in die woord van die Here, hy sê waters sou my oorvloed het. Hy sê skuimende waters sal my oorvloed het. Hy praat verskillende tipe waters, skuimende waters sou ons oorweldig het. Hy sê waters sou ons weggespoel het, vloedwaters sou ons weggespoel het, allerhande waters, en hy praat van die intensiteit van hoe die aanvalle en die stryde en die probleme en die seere and all kind of rejections and trauma and pain that we go through, all levels of attacks of the enemy, all kinds of different strategies the devil is using just to break our spirit, net om ons gees te breek, net dat ons onsself moet sê, net die Here kan ons deurdra, en dan sê ons ook die Here het ons deurgedra. Hoor wat sê die woord van die Here verder, hy sê hy het nie toegelaat. Nou, jy moet verstaan, ons moet die Here lof gee, ons moet die Here prys vir al die skuimende waters en allerlei aanvalle op ons lewe. Dan gaan hy voort in vers 7, hy sê in vers 6, die B-gedeelte, hy sê hy het ons nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie, want dis wat hulle agenda was. Dis is wat hulle agenda moontlik nog altyd is op die lewe, waar hulle wil hê dat ek en u moet die prooi raak. They want us to become a prey to what the agenda and what they are going through. Now the Bible is very clear. He says our soul has escaped, verse 7. Our soul has escaped as a bird from the snare of the fowlers. Amen. Hy sê ons is uit die wip uit. Hy sê die vyand wou ons in 'n voëlvanger vang, maar hy sê die Here het ons soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger het die Here ons bevry. Hy sê want die Here sou nie toelaat, en ek wil nog vir u bemoedig vandag, God sal nie toelaat dat jy 'n prooi word nie. Jy sal nie 'n prooi word van die voëlvangerie, jy sal nie 'n prooi in die wip kom van die voëlvangerie. Die duiwel kan hoeveel strikke stel vir u. Daar's mense wat nou in 'n ding is en hulle sê vir hulself, "Jenne, toe verloor ek my werk en Jesus, toe verloor ek hierdie besigheidsdeal en 'n business deal en ek kan net nie deurkom nie." Ek wil vir u vandag oor die lewe profeteer. Die Here sal jou bevry uit die voëlvanger se wip uit, en die Here sal die nek breek van hy wip. Die Bybel sê die wip het gebreek en ons was vry. God will somehow by his grace and his mercy sal die Here seker maak dat hy snemme, die ding wat die duiwel opgestel, hy wip wat die duiwel gestel het vir u, hy sal hom breek. Amen. Hy sê the Lord will help the snare to be broken. God will break the snare and we have to escape and we will escape. Nou hoor wat sê die woord van die Here in vers 8. Hy sê ons hulp kom van die Here. Ek wil in hierdie korte bemoedig. U hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Jou hulp, kind van God,
help is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Your help is in the name of the Lord. Amen. Who has made heaven and who has made the earth. En ek wil vandag vir u sê, kind van die Here, staan vas, staan sterk, staan met die kop regop en sê, ek weet wat die vyand gedoen het. En amperkies kry die vyand dit reg, maar die Here was my beskutting. Die Here was my beskerming. Die Here het 'n vuurkolom rondom my gemaak en die Here het vir my deurgekom. Ek wil vir u bemoedig in hierdie dag, soos wat die woord van die Here sê, dat die Here is getrou. Amen. Staan sterk in die Here en laat die Here u help en laat die Here u aangesig vir u dan blink maak met sy olie en gesond maak met sy salwing. Ek wil 'n gebed vir u doen dat u deurbreek. Vader, ons sê weer baie dankie dat dit, Here, wat u vandag, Here, bewerkstellig, hulle wat op hierdie kanaal afgekom het, die kanaal wat u in hulle gewys het, dat u hulle sal sterk maak, dat u hulle sal deurbreek, dat u hulle oorwinning gee. Wat hulle verloor het, dat u sal terugbring 100voudig, Here, in alle aspekte, alle fasette. En ons bid vir gesondheid, emosioneel, gesondheid sielkundig, gesondheid liggaamlik en gesondheid geestelik. Dit bid ek oor elkeen se lewe in Jesus naam. Amen. Nou, kind van die Here, as u vir die eerste keer op hierdie kanaal is, moenie huiwer om te subscribe nie en ek vertrou die Here dat die Here vir u sal seën. As u alreeds deel is van ons en u is alreeds 'n subscriber, baie dankie. Mag die Here u seën en mag dit net goed gaan met u en u familie. Die Here seën. Amen.